Welcome to Style to Rise, the podcast where real women share real stories about style, confidence, and everything in between. I'm your host, Janine, image consultant, entrepreneur, and your personal cheerleader in confidence and style. So grab your coffee, take a deep breath, and let's get started. Today we have our first gentleman guest, Ignou van Niekerk. Ignou is a keynote speaker, author, storyteller, executive coach, and workshop era sculptor for Perspectives. His motto, change your angle, change your life. Ignou, ek het jou ontmoet deur Marie. Marie was een van die vrouens wat dadelik my verwelkom het hier in Bloemfontein en my dadelik deelgemaak het van haar vriendegroep en sy nooi my toe na haar baba tee toe en dit is waar ek haar vir die eerste keer ontmoet het. Daar en dan het ek dadelik aanklank gevind by jou, wat die manier hoe jy stories vertel, die speletjies wat jy met 'n klomp vrouens daar gespeel het. Aan die begin het ek gedink, Jesus, nou moet ons speletjies speel en ek sien lus vir speletjies nie. En toe het jy dit so interessant gemaak en ek het soveel saam met my geneem daai dag. Ek het in my kar geklim en ek het gedink ek moet jou op my potgooi kry en ek wil so graag jou storie met ons luisteraars deel. So dankie dat jy is vanoggend. Dankie Janine, dit is 'n lekker voorreg om hier te wees en ja, ek dink dit is 'n voorreg om die aanbiedings te doen of die speletjies te speel met mense want ek dink ons het verleer dat leer speel is. So eintlik alle in die diereryk, hoe leer diere, hoe word hulle groot, hulle leer om te speel. En ek dink ons is so gewoond dat leer is en vervelig is. En vir 12 jaar op skool moet jy gaan sit, shut up en luister op jou bank doodstil. Jy weet, as jy nie 'n woord weet nie, gaan haal die woordeboek. Ja. Ons is in 'n nuwe wêreld. Ons kinders word in 'n nuwe wêreld groot, waar ons weer hopelik besef hoe belangrik speel is. En ons gaan nou vandag daarna kyk, maar jy het gepraat oor verskillende maniere om jou kinders te leer, onthou. En ek lag so vir myself daarna, nou met my seentjie wat in graad 3 is, begin die leerwerk meer raak en hy moet nou begin leer om te memoriseer. Nou dink ek heeltyd aan daai een nommer wat jy opgebring het, waar jy praat van die skok. Hoe meer skokkend 'n storie is, hoe meer onthou hulle dit. Nou so ek met Tobias byvoorbeeld as ons huiswerk doen, 'n skokkende storie probeer vertel, dan raak hy so geïrriteerd met my, dan sê hy, ag ma, dan dink ek, ja, jy gaan dit nou nie vergeet as jy die toets kom nie, dan gaan jy onthou, my mamma het gesê, dit en dit. So ek wil hê, jy moet sommer ons deur hierdie 10 punte vat, waarmee jy begin het daai dag. Ja, dis interessant Janine. Hoeveel woorde dink jy hoor 'n mens op 'n dag? 'n gewone ma, jy gaan kleuterskool toe, laai die kinders af, gaan werk dalk vir die oggend, teen middagete, hoeveel woorde dink jy het jy gehoor? So met Simon my jongste, dink ek so 20,000, want hy praat onophoudelik. Ja. En dan, hoeveel woorde dink jy hoor 'n kind in die skool? Ja. Want hulle sit met 'n onderwyser wat die heeltyd nog inligting deel met hulle. Ek het geen idee eintlik nie, ek weet nie. So ek wil jou luisteraars uitdaag. Ek dink van hulle het dalk al gedink hoeveel woorde het ek nou gehoor vandag of wat ook al, maar hoe laat kyk jy na die potgooi. Maar ek wil hulle uitdaag om nou sonder om 'n nota te vat, sonder om enigiets te doen, en miskien vir jou kameramense hier agter ook te sê, okay, ons gaan 10 woorde sê, kyk hoeveel kan jy onthou, maar in volgorde. Okay. En jy mag nie die woorde, jy mag nie in een hier en een daar nie. So die woorde is maklik en ek gaan dit maar teen 'n gewone tempo sê. Is boom, ligskakelaar, stoel, motor, handskoen, geweer, dobbelsteen, skaats, kat en doelpale. Goed, nou, hoeveel kan julle na mekaar onthou? En ek gaan dit weer een keer herhaal, net terwyl van daai luisteraar dat reg gaan nou dom voel en so met so ek het nog nie meer aandag. Dit is baie maklik, dis boom, ligskakelaar, stoel, motor, handskoen, geweer, dobbelsteen, skaats, kat en doelpale. Hoeveel het jy agter mekaar wat jy gelukkig het jy al gehoor, so jy gaan nie 10 kry nie. Ja, ek weet nie of ek so goed sal onthou nie, maar ja, ek dink ek het hulle 10 al gememoriseer. Ja. Nou, 'n luisteraar wat nou daar sit en luister, gaan dink, maar jy weet, die eerste wat ons gaan sê is, daar's geen rede hoekom ek hierdie ou se 10 woorde hoef te onthou nie. En dis die eerste ding hoekom mense nie leer nie. As jy nie 'n rede sien om te leer nie,
Hoekom moet ek nou 10 woorde onthou? So as ons nou jou luisteraars gaan oortuig en sê, jy kan hierdie 10 woorde gebruik om baie ander goed te onthou, dan het hulle bietjie meer van 'n rede. Maar alles begin by ons motivering. En ek dink, as onderwysers, as ouers, wat ook al, nee, hoeveel keer vergeet ons om die konteks te gee, die rede te gee en sê, hoekom moet ek van sin, kos en tan leer? Hoekom moet ek van Pythagoras leer of so iets? Niemand het ooit gesê nie, so ek sien nie die waarde daarin. Ek sê nie die doel daarin nie, ja. Presies, jy weet, so nou, hierdie 10 woorde gaan ons dan vandag vat, en dan gaan ons vir jou luisteraars help om 10 punte van, ek wil sê, fokus of motivering uit 'n boek te onthou. So ons gaan 'n boek memoriseer, of die hoofpunte van 'n boek, aan die hand van die 10 punte. Okay. So as ons nou begin by 1, wat die boom is. Ja. Nou, ek gaan al 10 vat, en dan so wat jy gesê, maar gaan ek oor leerstyle praat, en dan as jy enige vrae het rondom dit, of insette het, dan kan selfs ons, maar nou, hulle moet nou al 10 onthou, so 1 is boom, soos jy sê, nou, een van die maniere wat ons onthou, is verbeelding. So ek kan nou vir hierdie persoon wat luister sê, verbeel jouself jy sien 'n boom. Nou party van ons het almal aandagafleibaarheid, dis nou 'n nuwe mode en ons kry dit almal. So as jy nou ADHD is, gaan jy 10 bome sien. Kies dan een wat pink of pers is of so, maar dan kies jy nog steeds een van die 10. Maar belangrik is, as jy daai bome oproep in jou verbeelding, en gebruik jou verbeelding. Wat vir my baie interessant is, die Engelse praat van imagination, en dan sê the most powerful nation in the world. In Afrikaans sê ons 'n verbeelding. Daai ding waarmee jy verbeel. So, as jy in die skool sit en jy verbeel, gebruik jou verbeelding, dan sê die juffrou, hou op droom. Kom nou terug, luister na my. Ja. Hier op ouderdom 40, dan baie mense by 'n sielkundige, en dan sê die sielkundige, wat het van jou drome geword? Alles dood in graad 3. Mense sê jy die klas. Ja, hulle is daar back. So, verbeelding is een manier van leer. Jy kan baie meer verbeelding gebruik. So jy kan al 10 woorde aan die hand van verbeelding doen. Maar ek gaan nou sommer 10 leerstyle, so vir boom gaan ons net verbeelding gebruik. Okay, jy kan nou nog onthou wat nommer 2. Ja, die ligskakelaar. Ja. So die ligskakelaar, weet jy, 'n totale onderskatte manier van leer is om ons liggaam te gebruik. Ek sê altyd vir mense, maar kom ons gebruik jou liggaam om ligskakelaar. Hy kan afwees en hy kan aanwees. So as hy af is, maak my oë toe en ek sit hom aan, maak my oë oop. So ek gebruik my oë saam met my hand en ek gebruik my lyf. Ek kan rondstap en leer. Jy weet, baie mense, hoekom verplig ons kinders om te sit en leer as hulle gerad gemaak, geneties geskape is om te beweeg, om te leer. Want ons gemaak om te speel. So die tweede ene is dan die ligskakelaar, en net as 'n leerstyl, noem dit 'n leerstyl, noem dit 'n leermetode, kan ons ons liggaam gebruik. Maar as jy, baie mense het, kyk, Howard Gardner het 'n boek geskryf oor veelvuldige intelligensies, en dan sê party mense is baie goed met hulle liggaam, hulle word dansers en goed. Party mense sien oorsaak en gevolg maklik. Party mense kan na 'n motor engine kyk en die logika agter dit sien. Party mense is goed in tale. En nou, hoeveel biljoen mense is ons op aarde? Ons het 6 vakke of 8 vakke, so ons forceer almal deur hierdie kanaaltjie. En om dan te sê, okay, wag 'n bietjie, as ek 'n liggaamlike intelligensie het, ek gebruik my liggaam in my leer van taal of wiskunde of wat ook al, dan gebruik ek mos maar my sterkpunte om dit te leer. So dis dan die ligskakelaar, maar soos ek sê, onthou, jy kan jou verbeelding gebruik en jou liggaam gebruik, en dan kom ons by nommer 3 wat die stoel is. Nou die derde woord is stoel. Nou 'n ander manier van onthou is stories. Nou, ek sê baie dikwels vir mense, die logiese manier van onthou sou wees stoel. Hy het 4 pote, ek gaan stoel, gats, maar hy's nou 3. En dan vertel ek van 'n storie van 'n stoel met 3 pote, en hier's wat jy nou gesê het, wat dan mense so 'n bietjie meer grafies vertel. Jy weet, en so ek vertel altyd van my skoonma wat kom kuier, en ek het my gunsteling stoel, en dan gaan sit sy met haar ou dik lyf op my stoel, en sy gooi haarself neer, en die hele stoel vibreer, en sy trek, jy weet, sy sit so met haar arms en kyk oor my huis asof die plek aan haar behoort, en toe gaan ek eendag en saag net een van die agterpote so effens af, en ek besef toe nie, maar toe hulle die huis skoon maak, toe gaan sit hulle op die dek, en sy kom, en sy besluit, sy sal op die dek ook gaan sit, en sy gaan sit by stoel, slaan agteroor, regoor op die dek, weet, agteroor, haar nek moet 2 operasies kry, sy is 8 weke in die hospitaal, en dit is vir ons wonderlik, want ons vrede in die huis vir die 8 weke,
En dan sê maar dis nie die waarheid nie, dis 'n storie, verstaan jy? So mense sê, jy kan nie sê van jou skoonma praat nie, jy kan nie sê sy is vet of wat ook al. Maar die feit is ons onthou sulke goed in stories. Ek bedoel, Pinocchio, wat het met hom gebeur as hy jok? Ja, sy neus het gegroei. Ja, so jy weet sy neus, maar dit was iets wat nie, dis nie normaal dat jou neus groei nie, jy weet. So 'n manier van leer is stories. En wanneer ons onsself stories vertel, wanneer ons leer, is dit 'n wonderlike manier van leer. Ons nie vergeet dit nie. Ja. So baie mense verkies om deur stories te leer, want feite, ek bedoel, en die mense wat in die werksplek staan wat hierna kyk, ek bedoel, as jy regtig 'n PowerPoint praat van bullets, want hulle wil jou doodmaak. Hulle wil jou dood verveel so met bullets en dis op 'n cool PowerPoint. Maar dit gaan oor die stories. Mense onthou nie die statistieke en so nie. Mense onthou die stories agter die statistieke. Dis waar. So dis die derde, dis die stoel dan, dis stories en die vierde ene was motor. Ja, die kar, daar sê of die motor en dis 'n baie maklike ene want die meeste van ons leer deur assosiasie. Ek dink een van die sielkundiges Piaget of een van daai is ook altyd praat van, jy weet, daar kom 'n fase wat jy het genoeg kennis om iets daarmee te assosieer. So ek weet dis 'n bouhok. En 'n bouhou het 4 voete en 'n bouhou is later 'n hond, maar 'n bouhou kan 'n kat wees, so kinders noem later 'n bouhou 'n kat, 'n bouhou en 'n hond 'n bouhou en dan onderskei ons, want ons assosieer dis diere, dis mense, of wat ook al die geval sou wees. Nou met 'n motor of 'n kar, wat kan jy assosieer met 4 by 'n motor? Die 4 wiele, 4 wiele, vier vensters, 4 vensters wat oop en toe kan gaan. Baie mense sê 4 vensters, dan sê o, maar as nog so vroeg is jy het kan mis. Ja, 6 gaan daar gedink. Dis reg, wat oop en toe. Ja, Ja, en 'n 4x4, Ja, jy weet, 4x4. 4 trekvoertuig as ons nou Afrikaans kan weet. So 4 assosiasie is 'n manier van leer en ek dit. Ons vergeet dit dat ons iets kan assosieer met iets anders. Partykeer selfs heeltemal absurde goed, maar as jy die assosiasie maak, dan het jy dat dan kan jy dit leer en dan kan jy dit onthou. So in die 5de ene handskoen. was die handskoen. Van. En hy is hand en is logies en jy weet, so dis net logies. En die 5de manier van leer is natuurlik goed is logies. Dit vir my wat as my kar gaan staan, dan het ek nie 'n idee nie. Veral in die ou daai weet die mense maak die engine kap oop en dan sal een ou, ek sal daar kyk, ek het nie 'n idee wie's wie en wat daar binne nie. Maar die persoon wat die logika van 'n engine verstaan sal kom en sê, o, weet jy wat, hy is so dood, die battery is nog reg. Hy kry petrol en dan begin hulle so met die logika werk. En alles is eintlik logika. Wetenskap is logies. Stories. Was nie vir my nie. Nee, dit was ook nie vir my nie. Maar dis as die kinders daai onderskeidingskandidaate, nee, daai top 10. Hulle het die logika gesê. Vir hulle was dit 'n kwessie van, weet jy, ek kry altyd mos hierdie kind wat hulle werk ook nie hard vir wiskunde nie, want hulle weet wat is die logika. Ja, hulle begryp die logika agter dit en intussen probeer ek net deurkom en ek leer al die wat is stellings en dan raak een stelling die mekaar dan is al die wiskunde gedaan. Ja. Nommer 6 is die geweer, nê? Nee? Nou, hoe onthou ek 6 en geweer? Ek gaan net vinnige hersieninkie net dat terwyl ons nou halfpad is. Ek was in die helfte van die klas wat die boonste helfte moontlik gemaak het. So, jy weet, ek was nie in die top 10 nie. Hulle was die top 10 as gevolg van killers soos ek. Jy weet, iemand moet bereid wees om terug te staan. Anders was hulle net die 10. So die eerste een wat ek wil bevestig is ons het verbeelding gebruik. Ons kan iemand kan enige van hulle gebruik en ek dink 'n mens moet eintlik, veral as jou kinders jonk is, kan jy hulle al hierdie goed laat gebruik sodat hulle voorkeure sien. So dis verbeelding het ons die boom gesien en toe het ons die ligskakelaar met beweging gesien en die stoel het ons die storie gebruik, vir die motor het ons assosiasie gebruik en toe vir die handskoen logika. En 6 is dan nou die geweer. En dis vir my die belangrikste ene is speel. Jy weet, jy nou, hoe kry ek speel en geweer by mekaar? Wel, daar's 'n 6, jy weet, kan so 6 maak met my hande en sê, jy weet of. En of jy kan sê 6 gun spice, jy weet, jy speel met jou kos, jy maak dit lekkerder of so. Maar 6 om hom te assosieer met geweer, hy vat 6 schools, hy vat, jy weet, 6 gun spice het ek gesê of so, maar die leerstyl wat ek daarby voel is speel. En dan moet ek net hier sê, die leerstyle wat ek noem is nou nie
ek wil amper sê is meer leermetodes, maar al twee daai woorde is al so pap geslaan. Jy weet, mense praat van, my kind is 'n visuele leerder of 'n auditiewe leerder of so. Mense moet baie versigtig wees daarvoor. Adam Grant se nuwe boek sê, moenie sê my kind is 'n visuele leerder, so ek gee net visueel nie. Ja. Ek bederf hom. Hy moet so 'n bietjie gedruk word om dan auditief te hoor of met sy liggaam te leer of so, want anders word hy al sterker en sterker op een ding en absoluut geen vermoë nie. En ek dink, jy weet, jy moet jou sterkpunte ontwikkel, maar is goed ook om die ander punte te ontwikkel. So dit bring ons by nommer 7, nee? Wat was hy? Die domino. Die dobbelstinkie. Dobbelstinkie, ja. Kies. Ja, wel, hy thought soos domino's, dobbelsteen is eintlik dieselfde, nee, so present. Dobbelsteen is en hy is 7 en 'n manier van leer is, partykeer onthou mens net trivia. Jy weet nie hoekom jy dit onthou nie. Dit het vasgehaak en so aan. En trivia is ook 'n manier van leer om goedjies raak te lees op die internet. En toe ek nog jong was daar chappies met sulke papiertjies, het jy geweet, daai, jy weet, en dan kan jy geleer op daai manier. En trivia sluit in nou goed soos dat 'n dobbelsteentjie se kante tel altyd op na 7. So aan die teenoorgestelde kant van 4 is daar 3. Aan die teenoorgestelde kant van 2 is daar 5. Die teenoorgestelde kant van 7 is daar 0. Daar is nie. Ja, is nie 'n 7 nie. Ja, so goed, as mense 'n bietjie gedobbel het in jou lewe, dan weet jy, daar is nie. So en nou weet 'n mens skielik, so wanneer jy die assosiasie maak en jy wil later onthou wat was 7, 4 + 3, maar ja, dis die dobbelsteentjie, jy weet, wat bring jy? Dis domino, is ook. Wanneer word ek daai assosiasie gemaak? Ja, dis seker maar die do, jy weet. En dis belangrik, want dit vat ons na 8 toe. Wat is daai klanke en assosiasies? Jy weet, jy staan voor 'n groep en jy kan vir hierdie groep vra, maar ek begin spel en ek sê Mr. D, Mr. I, Mr. F, I, en dan weet almal wat kom, jy weet, Mr. C, Mr. U, Mr. LTY, want die juffrou het dit hulle geleer, of meneer van as my jas sal jou nie pas, dan weet hulle, dit is die planete. So baie keer klink iets soos iets, so dobbelsteen, dit klink soos domino, jy weet, en dan assosieer mense dit, en partykeer raak hulle die mekaar. En baie keer het ons dan sulke vorms van leer, so ons gebruik sulke leerstrategieë, of dit klink soos, jy weet, so 8 is skaats, maar in Engels skate, jy weet, dis baie maklik om te onthou, of so te doen. En dan kom ons by nommer 9 uit, en weet jy, almal onthou omtrent nommer 9. Ja, die kat. En hoekom onthou jy? 9 lewens. En 'n kat het nie 9 lewens nie, so hoe kry ons dit reg dat ons aanvaar 'n kat het 9 lewens? Dit word so groot waarheid, hoewel dit alleen is, en dit is die krag van mites en weer stories, jy weet, maar oorlewering en sulke goed, dis baie sterk. Oorlewering is baie sterker as storie, want jy hoor dit by mense wat jy glo, jy weet, en dan vertel as jy stories. Ja. So 9 is dan kat en 10 is doelpale. En doelpale, om dit te onthou, sê ek altyd, daar's 10 sokkerspelers in 'n span en 'n doelwagter. Ek onthou van Andrei Pollard. Want hy is nommer 10 en hy skop doelpale toe. Ja, daar is hy, wonderlik. Jy weet, en so as mens nou jou eie assosiasies het, word dit nog baie sterker, jy weet, en nommer 10 kan ook beteken 10 uit 10, want jy het nou al 10 onthou. En nou het hy al 10 woorde, en ek dink as die mense wil vinnig deurgaan, kan hulle vir hulle self afvra, jy weet, wat is 1, Ja. 2, en dan kan hulle maar vinnig deur dit dink, ek gaan hulle nou nie begelei hierso nie, maar dis die 10 woorde. Nou, veronderstel ek het hierdie 10 woorde, nou kan dit word die ankers waarna ek enigiets kan haak. Ek kan nou hierdie 10 woorde gebruik, en baie mense gebruik woorde wat makliker is. Hulle sê nie, weet jy wat, ek het 'n 1 is boom, dis vir my reg. 2 is 'n eend, want die syfer 2 lyk soos 'n 1. En 3 is 'n beertjie of wat ook al so. Hulle kies hulle eie woorde. Ek gebruik nou maar net hierdie toevallig. En nou gaan ons die boek memoriseer. Maar ek wil ook net terugkom en sê die krag van stories en ons breins. Ek dink weet, mense sê altyd vir ons gebruik nie ons brein ten volle nie. Al die boeke sê dit, al die slim boeke, maar daar's nêrens 'n boek wat sê hier is die stappe om hom ten volle te gebruik nie. Jy weet, hulle weet net ons gebruik. En ek dink ons onderskat ons brein heeltemal. In die wêreld van afrigting is daar 'n ou met die naam van Tim Galway, het 'n boek geskryf, The Inner Game of Tennis. 'n Tennisspeler, wat gebeur as jy jou kind afrig in tennis en sê, man, sit jou voet vorentoe as jy die hou speel of wat ook al, of onthou om terug te tree, of onthou om heeltemal deur te volg. Ja. Nou, as jy speel en jy's wat hulle noem flow, jy's in flow, dan dink jou brein nie ek moet deurvolg, jy volg deur. Ja.
En die oomblik wat jy jouself begin onderbreek, dan begin jy foute maak. Dan begin jy jouself teen die kop klap, want nou sê jy die hele tyd vir jou kind, onthou nou om deur te volg, sê vir jouself ek moet deurvolg. Ons breins is so ongelooflik briljant, hulle weet om deur te volg, hulle weet presies wat die aksie is, so ons grootste foute kom wanneer ons dink oor goed. Shit. Ek bedoel, dink nou oor 'n ou mens wat stap en hulle raak bang vir 'n trappie. Hulle het vir 30 jaar daai trappie afgeklim en nou begin hulle dink oor die trappie. En wat gebeur? Hulle val by die trappie, want ons dink val en al daai tipe van goed. So, om net te wys hoe vinnig ons breins is, ek het dieselfde 10 woorde, ek het een keer met 'n groepie studente gepraat, en ek sê vir hulle, hier is die 10 woorde, en ek sê, wie kan dit onthou? En meisie steek haar hand op, sy onthou dit. Ek sê, maar hoe, jy weet, jy onthou dit, ek het dit vir jou een keer gesê. Ja. Sy sê, ja, toe ek sê, sy moet dit onthou, en ek sê, boom, toe sien sy 'n boom, ligskakelaar, toe sê sy, dis 'n kersboom, die liggie gaan aan. Stoel, sy sit onder die kersboom met die aanliggie in haar motor, en 'n verkeersbeampte stop haar, en hy het 'n geweer by hom, en hy gooi 'n dobbelsteentjie, gaan haar skiet of nie, en sy skaats weg en sien 'n kat, en die kat wys haar en sy gaan skuil in die doelpaal. Dis hy die storie vertel, en hoe meer grafies sy dit natuurlik vertel, het beter het sy onthou, en al 10 woorde het sy gehad. So ons brein tel baie vinniger op as ons. Die oomblik wat ek oor iets begin dink, onderbreek ek my brein. So nou kan ons begin gesels oor die boek dan, dat ons dan nou vir jou luisteraars wil laat memoriseer. En ons gaan by boom begin, en nou is dit nie meer nommer 1 is boom nie, nou bly boom, ons weet boom is 1. En die eerste ding wat hulle in die boek sê is, jou gewoontes gaan jou toekoms bepaal. Dus die boek is The Power of Focus van Jack Canfield, dis die ouens wat hierdie Chicken Soup for the Soul reeks uitgegee het. En die eerste jou gewoontes gaan jou toekoms bepaal. So hoe lyk 'n boom se gewoontes? In die somer het sy watter kleure? Groen en Ja, groen en groei en al daai ja, en nou sien jy dieselfde boom in die winter. ja. Sien nou gebruik jy weer jou verbeelding, en of jy gebruik jou geheue of wat ook al die geval sou wees. So 'n boom het gewoontes. So nommer 1 is gewoontes. En wat interessant is dis ons gewoontes gaan ons toekoms bepaal. Nie ons agtergrond. Ons agtergrond kan dit verbeter of versleg afhangend daarvan. Maar as ek wil gewig verloor, moet ek meer hardloop en minder eet. Verstaan jy? As ek wil fiks word, moet ek meer hardloop. En Ja. so, wat is my gewoontes? Want ons word bepaal deur wat ons in 'n dag doen. As ek moeg en gedaan, jy weet, al van 10 uur af, dan moet ek ophou om myself te vertel ek's moeg en gedaan, of ek moet nie so laat gaan slaap nie, of ek moet vitamines begin drink of iets. Maar dis nommer 1. Verander, ja. Iets moet verander, want ons gewoontes, as mense ongelukkig is, dan moet hulle verander. Jy weet, ek moet my gewoontes verander. Wel, ek kan niks anders as my gewoontes verander. So dis dan boom, en dan die tweede een is ligskakelaar. Nou, 'n ligskakelaar is nogal eintlik 'n lekker ene, as jy foto's neem en jy het 'n kamera, as dit donker is, dan kry jy nie gefokus, hy maak jy weet, jy kry nie die foto geneem nie, maar die oomblik waar daar genoeg lig is, kan die kamera fokus. En die tweede beginsel is, it's not hocus pocus, it's all about focus. Jy weet, om suksesvol te wees is nie toorkrag nie. Dit is fokus. Dit is gaan kyk na hoe word mense suksesvol, gaan kyk na André Pollard wat jy nou genoem het, of enige van die spelers. Hulle moet fokus. En dieselfde geld vir ons, as jy nou een van die gewoontes wat mens moet hê is om te fokus. En as jy nie fokus as 'n gewoonte het nie, dan is jy versprei oor jou hele lewe en jy doen niks, jy weet, dit is mos altyd dis beter. Los bietjie hier, doen bietjie daar. Ja, presies. En jy kan 10.000 keer 1 tree gee, of jy kan in een rigting 10.000 tree gee, wat is die verste vat? Jy weet, daai tree wat op mekaar veeg. So dis dan fokus, en soos ek sê, ons het die ligskakelaar gebruik, en dan die derde een is stoel, wat nou die storie is. Sê altyd, nou kan 'n mens die stoel verander en speel. Jy kan sê, kom ons gaan sommer na nommer 8, dat ons nou die skei uitgebruik het, is stoel, tool. So kom ons sê sommer 'n stoel klink soos doel. Ja. En wat is jou doelwitte? En mense het nie doelwitte nie. Nou, al die literatuur oor sukses sê met doelwitte, en ek het lank gekyk, en dan dink ek maar, hoe weet julle 90% van die suksesvolle mense het doelwitte op, want ek al, weet wat, jy kan nie suksesvol wees as jy nie doelwitte het nie, want hoe meet jy dit? Ja. So eenvoudig soos dit, en so het mense gewoonte om doelwitte te stel,
Weet, daar's 'n groot verskil tussen 'n doelwit en 'n to-do-lysie. Ja. Baie mense het 'n to-do-lysie. Hulle dink dis 'n doelwitte vir die dag, maar waartoe vat jou to-do-lysie? Ja. So as jy hierdie om dit te doen lysie het, maar dis nie 'n doelwit nie, dan is jy besig om te lewe in in wanbeleiding met jou lewe, as ek dit so kan stel. Maar as jy 'n doelwit het, kan jy sê dis wat ek wil doen. En wat doen 'n doelwit? Ek kan fokus. En wat doen fokus? As ek dit 'n gewoonte kan maak, dan kan ek vorentoe gaan. Ja. En dan is dit nommer 4 is die motor en daar's altyd hoe kan ek 'n motor nou inbring, jy weet. En ek dink 4 is toe balans. En toe onthou ek Mercedes het jare gelede so 'n advertensie by Chapman Speak gehad wat hulle die Mercedes het gerol en die mense het oorleef en hulle het gesê hoe goeie kar het hulle. En toe kom BMW en hulle maak dieselfde advertensie, dieselfde plek, al verskil is hulle nie die kar rol nie, jy weet, en hulle sê jy weet beat the Benz of so iets. Maar so as ek aan motor dink, onthou ek die advertensie en die balans. So hoe gaan ek om die draaie van my lewe? En weet jy, mense dink balans is 8 tot 5. Hulle dink ek gaan werk toe, dan kom ek huis toe. Daai werk nie so nie. Die werk kom partykeer huis toe en die huis kom partykeer werk toe. Jy weet, jy's by die werk, jy's met iets dringend besig, iemand skakel, een van jou kinders is siek by die skool. Nou moet jy die werk kos. En ek dink, daai Sandberg vrou wat by Meta of Facebook destyds gewerk het, sê, ons leen in. Jy weet, mense wat balanseer, maak so. Ek's by die werk, en dan gaan ek so 'n bietjie huis toe, en so 'n bietjie. En as mense oor daai, noem dit 'n tightrope, wat ek het nie eers 'n idee wat ons 'n tightrope in Afrikaans is, balanseer tou seker stap met daai stokke. Hulle stap nooit kiers regop nie, hulle maak so. En daar's 'n artikel gewees in die Harvard Business Review oor Balance Bank. So as jy die heel dag jouself slaan en vergeesel oor dat jy nie 'n gebalanseerde lewe lei nie, stop dit. Jy weet, jy gaan nie 'n gebalanseerde, maar jy kan streef na balans om te weet, okay, ek moet hierdie doen. Maar hoe kry ek balans? Ek moet weet wat is my doelwitte, wat ek weet wat is die touwwapen. Ja. En dit moet 'n gewoonte wees en dit laat my fokus. En as jy op 'n baie hoë tou loop, moet jy fokus. So die 4de ene is dan balans en dan kom ons by nommer 5 wat een van die belangrikste is. En dit is verhoudinge. Jy weet, en 5 was vir my lekker, want verhoudinge en die handskoen, jy weet, jy skud hande, of jy gee 'n high five, of wat ook al. Maar verhoudinge gaan altyd op of af. As 'n mens nie werk aan 'n verhouding nie, gaan dit af. Partykeer as jy verkeerd werk, gaan dit af, jy weet. Maar ek dink mense moet die hele tyd besef, mense verhoudinge met mense maak, kontak met mense, en hoe werk ek, hoeveel luister ek na mense, sodat ek die verhoudinge verbeter. En of dit in die werksplek is, of dit met ons kinders, of wat ook al is, die beste manier om verhoudinge te bou is waarskynlik om te luister, of wat ook al. En soms wil ons of kan ons nie luister, ons is besig en goed. Nou dink nou mooi, hoekom al hierdie goed by mekaar, so ek is besig, maar wat is my doel is om deur die dag te kom, maar uiteindelik het ek ook, ek is 'n ma, ek is 'n werknemer, ek is dit, so nou moet ek daai doelwitte aanpas, want as ek nie 'n goeie doelwit het by my gesin, rondom my gesin nie, gaan die ander goed net eenvoudig hoor nie. So ons fokus gaan ook verskuif in die dag. En dis waar beplanning en daai tipe van goed nou maar inkom. So verhoudinge is deel van beplanning, maar nou kom ons by nommer 6 uit wat die geweer is. Nou 6 in die boek is selfvertroue. Nou selfvertroue is nie arrogansie nie. Selfvertroue is eintlik, Jim Collins het 'n boek geskryf, Good to Great, waarin hy praat van nederig en trots. Mense met selfvertroue is trots. Nie windgat nie arrogant nie, hulle is trots. Dis hoekom hulle goed doen, dis hoekom hulle netjies probeer wees, dis hoekom hulle is trots op hulle werk, maar dit is ook nederig. Hulle weet is nie net hulle self nie. En ek dink die wonderlikste ding nie, as ons enigstens sou arrogant raak, veral as ons kinders het, hulle hou ons baie vinnig nederig. Hulle kom baie vinnig terug by self, as die oomblik wat jy dink is baie grand, kan hulle vir jou baie vinnig wys. Aarde toe bring. Ja, en dis wonderlik, want hulle is ons grootste afrigters in leierskap natuurlik, né? Dit is iemand wat jy probeer omhoog lei, of iemand se potensiaal wat jy wil ontwikkel, maar dis ook iemand wat baie reguit is en hulle eie ding doen. En dit is vir my wonderlik, hulle nog nie aangeleerde gedragies om te probeer om die leier te beïndruk nie. So en selfvertroue is ongelooflik belangrik. Dink nou, 'n persoon wat nie selfvertroue het nie, hoe sal dit doelwitte? Laag. Hulle stel lae doelwitte want hulle is bang hulle maak dit. Ja, en hulle glo nie genoeg in hulle self nie. En dan nou wil ek 'n doel, nou is my doelwit laag. Met ander woorde, ek gaan nie my selfvertroue bou nie. As my doelwit laag is, my fokus
ek hoef nie te fokus, ek gaan in elk geval regkry, dit raak 'n gewoonte en ek raak net eenvoudig in hierdie patroon van Jy reageer net eintlik op alles wat die lewe vir jou gee. Ja, jy's nie proaktief. Ja, weet Stephen Covey se 7 Habits of Highly Effective People. Wat nommer 1, dis proaktief. Jy weet en sonder selfvertroue wag jy maar dat die lewe gebeur soos jy sê. En dan het ons so ek sê altyd die gewere selfvertroue, jy weet, en hoe onthou ek dit? Weet jy kan 'n swart belt in karate hê, maar as ek met 'n geweer aankom dat ek meer selfvertroue. So dis hoe ek nou die geweer aan selfvertroue koppel by nommer 6. En weet mense wat nie selfvertroue, kom ons vat gou al die aspekte. Mense wat nie selfvertroue het nie, hulle verhoudinge, omdat hulle nie in hulle self glo nie, glo hulle nie in ander mense nie. So jy twyfel die hele tyd in jouself en jy dink, daai mense dink nie baie van my nie, wat ek dink baie van my. Ja. Dis een van daai pragtige goed wat selfs as jy in die Bybel kyk, nê, met jou naaste lief hê soos jouself, wat impliseer ek myself lief hê. Nie op 'n egosentriese manier, maar wat beteken as ek nie van myself hou nie, gaan ek ook nie van my naaste kan hou noodwendig. Jy weet, so daai catch-22 wat daarso sit. En dan het ons nommer 8 wat jy sê 7, ons het 7, jy's op dit, hè. So 7 is jou dobbelsteentjies en nou moet ek nie dom en nou sê nie. Maar dit is om te vra. Ek sê altyd jy dobbel as jy vra, want mense kan dink jy's dom. Was net dom mense wat dink mense wat vra is dom, jy weet, maar dis altyd die ou beginsel sê ek sal eerder vra en dom lyk vir 'n minuut as om nie te vra nie en die res van my lewe dom te bly. So vra is vryheid, maar dit bly 'n dobbelspel. Maar as jy nie selfvertroue het nie, gaan jy nie vra nie. As jy nie vra nie, gaan jy nie kan verbeter nie, so jou doelwitte kan nie verander nie, jou fokus kan nie verander nie. En so lei al hierdie goed dan tot mekaar. En dan nommer 8 is dissipline. Dit is, die mooi woord is consistent persistence. Dis nou skaars, om aan te hou en aan te hou en aan te hou. Nou ek sê altyd, ek gaan 2 keer 'n jaar na gym toe, dis die 2de Januarie, die 3de Januarie, ek maak die 2de hoop, dan is my nuwejaarsvoornemens, en die 3de is dan is ek styf en dan gaan ek nie weer nie, maar jy kry mense, dis net, Junie maand, 6:00 die oggend, daar is hulle. Junie maand, koudste oggend van die jaar, daar is hulle. Hulle het daai dissipline in 'n gewoonte verander. En ek dink op die ou einde, as mense na al hierdie punte kyk, dink nou, jy het 'n fokusgewoonte, dis 'n gewoonte. Jy's gewoond om jou doelwitte te stel, is gewoond. Dat is jou lewe absoluut dissiplineloos. Jy skep jou eie ritme en roetine. En dan lyk suksesvolle mense so sukses vir ander mense soos roetine. Ja. Hoe kry jy dit reg? Jy kry al hierdie, want hulle doen dit net. Maar dit het begin met dissipline. Dit het begin toe hulle dag 3 gym toe gegaan het, en dag 4, en dag 5, en dag 6, jy weet, waar ek opgegee het. En elke liewe ding, ek bedoel, as ons kinders iets leer, hoekom hou hulle op? Want hulle sukkel. Maar sukkel is juis wanneer ek my begin leer, want as my kinders 'n toets deurkom, en ek kry net volpunte, dan leer hulle eintlik niks. Wat is die uitslae van 'n toets? Die uitslae van 'n toets sê nie jou kind is dit werd nie, dit sê hy het soveel geweet. Dan weet jy, my kinders, dan kom hulle by die huis nie, dan het hulle wiskunde of 'n toets, enige toets gedop. My skoonma as 'n geen, hulle het die baie deur gegaan. Dan dop hulle, dan kry hulle nou sê maar 20 uit 30 of 10 uit 30. En dan kom hulle by die huis, wat sê hulle? Hoe die juffrou hou nie van my nie. Nee, niks met juffrou te doen nie. Daar's te goed wat jy nie geweet het nie. Dis so eenvoudig soos dit. So volgende keer dan kom hulle nou weer by die huis. Papa, ek het 10 uit 30, maar die ander kinders het 8 en 7. So dit sal nie maar oor dit gaan nie. Dit is nog steeds 20 goed wat jy. En dis wat 'n toets is. En ons wil so dikwels ons kinders se selfbeeld aan toetse koppel, ons eie selfbeeld. Jy is nie 'n 8 uit 10 persoon, jy is 10 uit 10. As mens is ons elke net die tyd wat net ons kan wees. Jy kan elke dag net 10 uit 10 jouself wees. Maar jy kan 60% van wiskunde, 40% van aardrykskunde of wat ook al wees. Maar die feit van die saak is, dit definieer nie jou identiteit nie, en dit moet ons baie versigtig voor wees, want ons het die ongelooflike breins. En dit bring my dan by nommer 9, wat is die kat, nee. Ja. En ek sê altyd, sien 'n kat met so 'n Nike logo, just do it. Wees jouself, dis die eerste beginsel, want jy het jou eie unieke briljantheid, jou eie potensiaal, maar niemand anders probeer wees nie. Maar as iemand nou iets geleer het vandag uit ons gesprek uit, dan kan hulle sê, ja, was interessant, of, jy weet, maar whatever jy daar uithaal, just do it, gaan doen. Ek sê altyd, daar's 5 paddas sit op 'n klip en een besluit om te spring, hoeveel bly ek oor? Ek ken nou al die antwoord.
Maar daar bly 5 hoor, want hy het besluit om te spring. Ja, Gedoen. hy het nie gespring nie. Baie mense besluit baie dinge elke dag. Ja. Daai mense doen dit nie. Ja, en die aksie georiënteerde mense haal sukses. Wil jy moet kind met werk hê, wil jy werk hê? Neem aksie. Mense sê vir my, "O, gaan Suid-Afrika kry ons nie werk of wat ook al nie of AI gaan ons werk of wat wat het jy gedoen daar?" Nie wat doen die wêreld aan my nie, wat doen ek Ja. om voor te kom? Amen. Ja, en dan is ons by 10, wat jy weet, dan is ons by die doelwitte en motivering en hoekom is ons hier? Jy het 'n identiteit en jy maak kinders groot met eie identiteite. Ja, hierdie leefvaardighede, al hierdie goed is daar. Maar ons moet leer dat die lewe is 'n spel om te geniet en om jy weet, soms moet ons ernstig wees in 'n spel en soms moet ons speels wees. Maar ek dink net ons speel te min en dis hoekom, weet jy, kyk na die mense in die verkeer as jy ry in die oggend. Dan dink ek, hulle het nou, dis nou die ryker mense nie, hulle het almal karre, motors, hulle het almal werk, hulle is op pad werk toe. Maar die vader alleen, dit is die tragiesste spul, verstaan jy, ry voor een in, hulle is onmiddellik woedend. Dan gaan kyk jy na mense wat op sy fiets of op pad is werk toe, hy groet en hy's vriendelik of so. En dan besef ek, ons kan al die leerstyle in die wêreld, en ons kan alles weet. Ons moet ons menswees behou. En 'n leerstyle, al hierdie goed, kan ons help om dalk beter mense te wees. Maar ons moet net eers onthou dat ons mense is. Ja, definitief. Op daai noot, ek het eendag iemand gehoor praat op sosiale media. Toe sê sy nou man het 'n gesprek gehad oor mense met geld en die sê ding van I'd rather cry in my Ferrari than cry on my bicycle. En toe sê hom man dit plom, hoekom kan jy nie sê ek sal liewer lag op my fiets as wat ek huil in my Ferrari nie. Ja. En toe dog ek dit is so mooi want dit gaan oor jy as mens. Wie is jy? Hoe sien jy die lewe en wat se verskil maak jy op die einde van die dag in die lewe? En ek is by sy ou braai Ferrari hoef te laat diens nie. Ek weet nie wat kos sy diens nie. Dan vat ek maar hier die fiets en jy word vir Die een is geil in sy Ferrari. Maar elke mens het jy weet, ek het ook geleer, elke mens word deur verskillende goed gemotiveer en geïnspireer. Ons moet net altyd onthou dat ons getrou aan onsself moet bly. En dis die belangrikste uitdaging. Jy weet, is om nie deur die media beïnvloed om ander mense te word as wie ons is nie. Ek glo jy het alles waaraan ek glo so mooi saamgevat in hierdie 10 punte. En dit is regtig 10 punte waarby ek probeer leef en die dag toe ek jou hierdie gesprek of hierdie praatjie hoor deel met ons almal, soos wat ek gesê het, ek geweet ek wil dit graag met almal anders deel. En ek hoop regtig hier is vrouens vandag wat hierdie saam met hulle kan neem. En dankie vir jou tyd. Ek waardeer dit verskriklik baie. Dis 'n groot voorreg. Dankie dat jy my genooi het, Jenny. En ja, sterkte vir almal aan die ander kant, sterkte vir die wat kinders grootmaak, want ons almal is kinders en partykeer word ons ouers ons kinders. So sterkte, waarvan dat tot werk, maar iewers met kinders. Dankie. Thanks for joining me today on Styled to Rise. If you enjoyed this conversation, share it with a friend who could use a little inspiration and style in her life. And remember, confidence isn't about having it all together. It's about showing up exactly as you are and owning it. Until next time, keep styling, keep rising, and keep showing up.